Goeiedag en baie welkom hier op 'n Vrydagoggend saam met ons hier in Pinksterweek. En ek seker van julle almal het hierdie hele week al soveel keer en meer gebid vir die Heilige Gees in ons lewens. Nou iets baie interessant, die Heilige Gees is ook in ander mense. Ons bid nie net vir die Gees abstrak om hier oor ons te kom of in ons te kom nie. Ons kan hom ook sien en identifiseer en beleef in ander mense. Kom ek lees vir jou hier in Efesiërs 4 vanaf vers 29 af. 'n Baie belangrike beginsel. Hy sê: moenie enige vuil taal gebruik nie. Gebruik eerder die regte, opbouende woorde wat nodig is om die wat luister te bevoordeel. Ja, moenie God se Heilige Gees hartseer maak nie. In julle eenheidsband met die Heilige Gees lê julle waarborg dat julle God se verlossingsdag sal belewe. Hierdie skrifgedeelte sê vir ons iets van die Heilige Gees. Hy kan seer gemaak voel. En hy gebruik die konteks. Hy sê wanneer jy vuil taal gebruik of wanneer jy verkeerd met ander mense praat, daai mense het ook die Gees binne in hulle. En jy maak die Heilige Gees hartseer in hoe jy met ander mense werk of hoe jy ander mense sien en of jy sensitief is of die Gees ook in ander is. Baie keer soek ons die Gees op snaakse plekke, die Heilige Gees. En eintlik is hy baie nader aan my. Hy's in my vriendekring, hy's in die mense rondom my. En hoe ek hulle behandel, is hoe ek ook die Heilige Gees behandel. En dan sê hy iets van in jou eenheidsband met die Heilige Gees, dis iets van hoe jy die Gees in almal en alles om jou sien. Hy sê daarin lê daar 'n groot waarde vir jou redding. So kom ons wees vandag sensitief en sê, ek soek nie net die Gees oral daar buite in kerk en dienste nie, maar ek sien die Heilige Gees in elke mens raak wat ek ontmoet. En ek kyk hoe sensitief kan ek wees teenoor ander mense. Kom ons bid dit saam. Heilige Gees, baie dankie dat ek U vandag kan raak sien in my naaste. Dat ek my woorde kan tel en liefde en bemoediging kan uitdra, eerder as 'n woede en 'n geskel. Heilige Gees, in my band, my eenheidsband met U, lê daar soveel vreugde en vrede. Help my vandag om in 'n nouer band met U te leef. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil jou ook uitnooi, gaan kyk gerus op ons webtuiste als.org.za en lewe saam met ons hierdie Christelike lewe. Goed gaan, tot môre.